Baie welkom by ons aanlyn diens. Ons is so bly jy kyk saam met ons. Die eerste prys sal wees as jy hier kan wees in persoon, maar geniet die diens saam met ons. Ons is besig met die reeks Wat het verander? Nou, dit kom eintlik maar neer op wat het verander nou dat jy Jesus gekies het. Want daar gaan weke verby en ons maak die uitnodigings baie keer om te sê, kom vorentoe, gee jou hart vir Jesus. So ons vertrou dat die meerderheid van ons wat hier sit vanaand al reeds ons harte vir Jesus gegee het. Maar die oomblik as ons hart vir Jesus gee, die oomblik as ons tot bekering kom, dan moet daar tog iets in ons lewens verander. En dis waaroor hierdie reeks waarmee ons besig is gaan, dit gaan oor wat het verander. En ons is besig om deur Romeine 12 te gaan. En maar is dit die eerste week met ons gepraat oor alles of niks. Die Here vereis van ons 'n volle toewyding. Hy vereis van ons om hom ten volle te dien, om hom ten volle te volg. Hy wil of alles hê, of hy wil niks hê nie. Die woord sê inteendeel vir ons, as ons lou warm is, gaan hy ons uit sy mond uitspoek. So die Here verwag van ons alles of niks. Die tweede week het ek met ons gepraat oor tradisie teen persoonlike openbaring, oor ons denke, ons denkpatrone, oor hoe ons tradisie, oor hoe persoonlike openbaring altyd beter is as aangeleerde tradisie. En laasweek het Marius met ons gepraat oor waarmee is jy besig. Hy het gepraat oor die gawes van die Gees. Hy het vir ons 'n toets gegee wat ons kan gaan doen by die huise ook. En ek hoop elkeen van julle het daai toets gedoen wat op die YouVersion Bible app is en dat jy bietjie meer uitgevind het oor die gawes wat die Here vir jou gegee het. As jy nie die toets gedoen het nie, as jy nie die link gekry het nie, asseblief kom praat met my na die tyd. Ek sal jou help om access te kry tot die link. Want ek sien hier's 'n paar van julle wat so bietjie verward lyk, maar ons gaan vanaand praat. My tema vir vanaand is haal jou masker af. Ja, ek het gesien hier's 'n paar van julle wat nou teruggevat het na die tyd toe voor jy verander het vir Jesus. Maar ons tema vir vanaand is haal jou masker af. Moet hom nie weer speel nie asseblief, Lans. Maar wie van julle onthou die tyd toe ons hierdie goed aangegaan het? Nou ek weet hierdie is eintlik 'n dasmask, maar hulle hou nie meer die maskers aan wat ons gedra het daai tyd in COVID nie. Maar wie van julle kan onthou, daar was een aand gewees, ek weet hierdie masker traumatiseer party van julle, maar daar was een spesifieke aand gewees, wat daar gesê is, my fellow South Africans, this is how the mask works. En toe gebeur dit. Wie van julle onthou dit? Ek dink ons president het gedink hy's Superman, hy moet brille opsit of een of ander masker. Maar ek onthou dit. Ek onthou hoe my bril altyd toegewasem het as ek die masker opgesit het. Maar wat vir my nog erger was, as jy die aand voor die tyd 'n bietjie knoffel geëet het en jy het nou al vir die 3de keer jou tande geborsel, maar daai reeks is bly net binne in daai masker. Wie van julle onthou dit? Dit ek weet nog was 'n paar hande wat dit daar saam met my onthou. Maar ek dink die ergste vir almal, of die ergste van alles vir almal, was vir die singles gewees. Die singles wat daai girl gesien het met die masker, met die mooi blonde hare, die mooi blou oë, maar toe die gordyn val en die masker afkom, toe sien jy die ware prentjie van wat agter die masker is. So dit was tawwe tye gewees. Ek weet nie wie van julle sal saamstem, dit was tawwe tye gewees om maskers te dra. Dit was nie lekker gewees, dit was nie so great gewees nie, maar alhoewel ons vandag in die samelewing en in die kerk ewen as medegelowiges, is ons partykeer nog steeds besig om maskers te dra. Maar ons dra maskers vandag, nie soos wat ons in COVID gedra het, sodat almal kan sien ons dra die masker nie. Ons dra partykeer nou maskers wat niemand kan sien dat ons aan het nie. In Romeine 12 vers 9 tot 10, dis ons skrifgedeelte vir die aand, in die Passion Translation sê, let the inner movement of your heart always be to love one another and never play the role of an actor wearing a mask. Despise evil and embrace everything that is good and virtuous. Be devoted, tenderly loving your fellow believers, my fellow South Africans, as members of one family. Try to outdo yourselves in respect and honor of one another. En hierdie gedeelte is eintlik vir ons die merk van ware Christendom. Hierdie gedeelte gee vir ons die merk van wat dit beteken om 'n werklik 'n volgeling van Jesus te wees, en dit is opregte liefde. Opregte liefde sonder om 'n masker op te sit, sonder om voor te hoef te gee dat jy werklik lief is vir iemand, maar dat jy werklik lief is vir iemand. En as ons wil praat oor iets wat verander het nadat ons Jesus begin ken het, nadat ons Jesus gekies het, dan is een ding wat moet verander sekerlik, ons liefde vir mekaar.
Dit moet sekerlik die een ding wees in ons lewens wat verander het nadat ons Jesus gekies het, is ons liefde vir mekaar. Maar in die samelewing wat ons leef vandag, post ons so baie keer op Instagram en op Facebook en op TikTok. Ek weet nie of jy op TikTok kan post of nie, of jy op iemand se TikTok kan gaan post nie. Ek het nie TikTok nie, ek is nie seker hoe dit werk nie. Maar ek weet in my tyd, toe ons nog baie op social media was, het ons op mekaar se Facebook walls gepost, en ons het mekaar se goed gelike, en ons het gecomment en so aan, maar ons lewe in 'n samelewing, waar ons baie keer op die like klik, want ons sien Susan en haar familie, dit lyk te lekker daar, so saam met hulle op die strand en als, en ons klik like en ons comment, yo, I love you, weet, dit lyk so lekker, daar by julle, maar dan sê ons agteraf vir mekaar, ja, kyk nou weer hier, hulle maak nou weer of hulle alles het, asof alles nou so lekker is, maar agter, meantime, back at the ranch, as hulle by die huis kom, vloek hulle almal mekaar, dan slat hulle almal mekaar, maar dan klik ons nog steeds op die like, terwyl ons op die like klik, dan praat ons dit ook agter hulle rug. Dis hoe ons dit baie keer doen, dis die masker wat ons baie keer opsit. Ek onthou een keer, post iemand, op my verjaarsdag, letterlik ek verjaar die dag, en iemand sit op hulle status, happy birthday, Colin, weet, ons is so lief vir jou, maar hulle het my nie een keer daai dag 'n boodskap persoonlik gestuur nie, hulle het my ook nie eens gebel daai dag, of my gesê persoonlik geluk met jou verjaarsdag, maar hulle het dit daarom op hulle Facebook gepost, maar dit is nie reg nie, dis nie opregte liefde nie, dis so 'n bietjie fake as jy my vra, dis eintlik is dit glad nie legit nie, want liefde wat ons nie dryf na aksie toe nie, is nie werklik liefde nie. As die liefde wat ons het vir mekaar ons nie dryf na aksie toe nie, dan is dit nie werklike liefde nie. En hierdie gedeelte sê, let the inner movement of your heart always be to love one another. En ek wonder hoe sou die samelewing gelyk het, as ons as gelowiges, as ons as kerk mekaar werklik lief gehad het. As ons as Christene vir die wêreld die voorbeeld gewees het, as die wêreld na ons moes kyk en gesê het, hierdie mense verstaan wat dit is om opreg lief te wees vir mekaar, hierdie mense is vir ons 'n voorbeeld om na te volg, ek wonder wat sou gebeur het as ons daai opregte liefde tussen mekaar gehad het, en die wêreld daar buite kyk na ons, en hulle sê, hierdie mense het werklik mekaar se rug, hulle is nie agteraf nie, hulle dra nie maskers in hulle liefde nie, hulle het werklik mekaar se rug. Nou so 3 weke terug, Sondag aand, Marius het gepreek, sit ek daar en my foon gaan soos crazy af in my sak, dis boodskap, en naderhand bel Tannie Michelle my, ek kyk toe op my foon, ek haal my foon uit, en ons kry toe nuus, dat ons skoolhoof, ons kleuterskoolhoof, Elsje, se skoonpa het nou net 'n hartaanval gekry, en dat hulle het hom by ongevalle in Ankron, hulle is besig om hom te try CPR, hulle is besig om hom te try bykry, maar hulle sukkel, dit lyk nie of dit wil werk nie. En ek spring toe in my kar, ek kry vir Leanne, ons jaag af hospitaal, toe ons kom by die hospitaal, op pad soontoe kry ons die nuus, die oom is klaar oorlede. En toe ons daar kom, toe bid ons saam met die familie, en Marius kom toe nou daar aan, toe hy klaar gepreek het ook, en hy kom bid saam met die familie, maar net soos wat ons uitstap, kom daar manne ingestap, met wit hemde en blou dasse. En dit is toe nou die Proto manne. Dis die ouens wat saam met Elsje se man werk op die myn, wat saam met hom in die Proto is. Nou net so 'n bietjie konteks rondom die Proto, wat die Proto is op die myn. Die Proto ouens op die myn, hulle noem hulle die Mines Rescue. Dis die ouens wat ondergrond gaan, as iemand toegeval het met klippe of wat ook al, dan gaan hulle in ondergrond, hulle haal die klippe af, gaan haal die mense uit. As iemand doodgegaan het ondergrond, hulle gaan haal die dooie lijk uit. As daar 'n vuur is ondergrond, hulle gaan fight die vuur, en ondergrond, partykeer is hulle vir dae lank ondergrond, maar dis wat hulle doen, dis wat die Proto doen. En soos wat ek en Marius uitstap, kom daai klomp manne ingestap, en hulle gaan staan en hulle omhels hierdie 2 broers wat nou net hulle pa verloor het. Hulle gaan staan daar en hulle omhels vir Elsje, hulle spandeer tyd saam met hulle staan daar by hulle stil, en hulle communicate met hulle. En ek stap daar weg, en toe ons uitstap, sê ek vir Marius, ons as kerk kan eintlik so baie leer by hierdie Proto manne. Nou my pa self was in die Proto gewees, so ek ken die tipe mense wat in die Proto was ook, wat in die Proto is. Dis rowwe manne, dis growwe manne, dis regtig harde manne. Dis nog die manne, hulle maak hulle nie meer soos wat daai manne is nie. Dit is daai ouens van wie jy hoor, dit's regtig harde manne. Jy's nie net in die Proto nie, jy's geroep om in die Proto te wees. Dis nie net ek hou daarvan of ek wil daar wees nie. Jy's genuine geroep om in die Proto te wees. Dit is rowwe manne, maar wanneer dit kom by daar wees vir mekaar, wanneer dit kom by opregte liefde sonder 'n masker, staan hulle heel voor in die ry.
Staan hulle heel voor in die ry. Jy kan hierdie ouens bel, enige een wat saam met hulle in die proto is, kan hulle bel enige tyd van die aand, enige tyd wat hulle in 'n probleem is, maak nie saak hoe groot nie, maak nie saak hoe klein nie. Daai ouens kom almal op een slag en hulle kom na die probleem toe. Hulle kom na jou toe wanneer jy deur moeilikheid gaan, wanneer jy deur iets gaan. En dit wat hulle saam deurgaan ondergrond baie keer, dink ek is die anker. Ek dink dit is die bond, dit is die band wat tussen hulle vorm, is dit wat hulle ondergrond deurgaan baie keer. Want baie keer is hulle vir dae lank ondergrond, 'n hele paar dae wat hulle vuur besig is om te fight. Wat dit so warm is ondergrond, my pa het my al gewys, die staalknope op sy overall, dan het sulke rooi merkies op sy maag, wat dit gebrand het, soos wat hy warm gekry het ondergrond. Dan is hulle vir 'n paar dae besig om daai vuur te fight. Dan kom hulle uit, dan gaan hulle weer af. En ek dink die rede dat die kerk baie keer nie meer so liefhet soos wat die wêreld liefhet nie, so liefhet soos wat hierdie proute ouens liefhet nie, is omdat ons nie meer vervolging ly nie, omdat ons nie meer swaar kry, saam beleef in ons lewe nie. Ons het te gemaklik geraak, dit het vir ons te lekker geraak. Die liefde van Jesus het vir ons te gemaklik gemaak. En julle sien, wat hierdie proute ouens gehad het, wat hierdie proute ouens het, is 'n liefde wat oorgaan in aksie. Dis 'n liefde wat nie net bly by lippetaal nie, dis 'n liefde waar die masker afgekom het. En hierdie liefde gaan oor in aksie in. En dit gaan oor in doen. Dit gaan daarin om te sê, ek het werklik jou rug. Ek sê nie net ek het jou rug nie. Ek sê nie net ek is lief vir jou nie. Ek wys vir jou, ek is lief vir jou, want ek is werklik lief vir jou. En ek sê weer eens, ek dink die rede hoekom ons nie daar is nie, hoekom ons nie baie keer daar is nie, en ek sê nie almal van ons wat in die kerk is nie, ek sê nie elke gelowige is daar nie, maar ek weet daar is baie van ons wat nie in hierdie opregte liefde, want ons het te gewoond geraak aan die goeie nuus. Ons het te gewoond geraak aan Jesus Christus se liefde. Die storie maak nie meer dieselfde impak in ons lewe van Jesus se kruis as wat dit aan die begin gedoen het nie. Daar was 'n stadium wat die kruis van Jesus vir ons alles beteken het, wat die liefde van Jesus vir ons alles beteken het. Maar dit voel ons nie meer nie. Ons is nie meer op daai plek baie keer, want ons het gewoond geraak aan die storie. Ons is nie meer daar waar ons dink, wow, Jesus, wow, kan U die skepper van die heelal, kan U vir my lief wees? Hoe is dit moontlik dat U, wat so groot is, wat so heilig is, wat so almagtig is, hoe is dit moontlik dat 'n God soos U vir my kan lief wees? Ek dink nie ons is meer daar wat ons daai besef het nie, wat daai liefde van Jesus vir ons 'n wow oomblik in ons lewens is nie. Want as dit is, en as dit weer kan wees, dan sal die wêreld na die gelowiges kyk en sê, ons wil nie net soos hulle wees nie, ons moet soos hulle wees. Ons het eintlik nie 'n keuse nie. Ons het nodig om soos die Christene te wees. Ons het nodig om soos die kerk te wees. Ons het nodig om by hulle te leer wat dit is om werklik mekaar se rug te hê, wat dit is om werklik vir mekaar lief te hê. Want dis wat daai gedeelte vir ons sê, is om mekaar werklik lief te hê. Maar dan kom Johannes in 1 Johannes 4 vers 19 tot 21 en hy kom sê vir ons, God het ons eerste lief gehad. En daarom kan ons ook nie anders. Dis eintlik vir so mooi wat hy sê. Hy sê daarom, omdat God ons eerste lief gehad het, kan ons nie anders as om lief te hê nie. As iemand vertel dat hy God liefhet, maar liefdeloos teenoor 'n medegelowige optree, is hy 'n regte leienaar. Dink net, as iemand nie eens die medegelowige liefhet wat hy elke dag sien nie, hoe sal hy God kan lief hê wat hy nie eens kan sien nie? Wie God liefhet, het geen ander keuse as om ook sy medegelowiges lief te hê nie. Dit is die opdrag wat hy vir ons gegee het. En as ons verstaan dat God ons eerste lief gehad het, dan is die natuurlike uitvloeisel daarvan dat ek my medegelowiges ook lief hê. Die natuurlike uitvloeisel van die besef dat God my lief het, is ek het my medegelowiges ook lief. Ek het die mense wat langs my sit ook lief. En dis hoekom ek sê, ek dink die nuus van Jesus se liefde het vir ons afgestomp geraak. Ek dink ons is op 'n plek waar dit vir ons ou nuus geraak het. Dis nie meer vir ons vars nie. Dit beteken nie meer vir ons wat dit het nie. Dit het nie meer dieselfde impak op ons as wat dit gehad het op 'n tyd nie. En sy liefde vir ons is ons nie meer in verwondering in nie. Dit maak nie meer dieselfde impak op ons wat dit altyd op ons gedoen het nie. En ek onthou een aand staan ek in worship. En ek staan omtrent daar iewers en daar was 'n ouetjie daai tyd gewees hier by die kerk wat ook geworship het. Maar hierdie ouetjie was baie disruptief gewees. Hy het al die aandag altyd na homself toe getrek en ek onthou hoe ek een aand staan in worship en ek kyk vir die ou en hy spring op en af en hy waai sy hande en weet almal se fokus is wat agter hom is van die worship af
en almal se fokus is op hom, en ek onthou hoe ek daar staan daai aand, en ek kyk vir hom, en ek dink in my hart, hy moet nou ophou om te doen wat hy doen. Eintlik wil ek na hom toe stap en vir hom sê, hey, wow, stop dit net. Maar in daai oomblik wat ek staan en kyk vir hom, kom daar so warm liefde in my hart in. In daai oomblik wat ek so staan en kyk vir hom, ervaar ek net 'n intense liefde. En in dit hoor ek duidelik die stem van die Here vir my sê, Colin, ek het hom net so lief so wat ek jou het. En in daai oomblik kom die Here en hy kom oortuig my van hoe ek nou net iemand anders, 'n medegelowige wat God ook gemaak het, vir wie God ook lief is, wat dinge net anders doen as wat ek het doen. Hoe ek vir hom kyk en dink, joh, hierdie ou moet stop waarmee hy besig is. En die Here kom spreek my aan in daai oomblik, en die Here kom verander my hart, hy kom verander my manier van kyk, hy kom verander my manier van lief hê, verander. En ek sê daai aand vir die Here, Here, ek is jammer, vergewe my. Want vir 'n oomblik tydens worship het ek God se liefde net oor myself gemaak. Ek het dit net my eie gemaak. Ek het toegelaat om te vergeet dat God se liefde ook verander is. Dat dit nie net vir my is nie, maar dat dit vir ons almal is. En ek dink baie keer het ons nodig om weer te besef dat God se liefde is nie net vir ons nie, want die opdrag wat daai gedeelte vir ons gee is hê jou medegelowiges lief. Dis die bepalende faktor van of ek God werklik lief het of nie, is of ek my medegelowiges lief het. Nou Rick Warren het een keer gesê, as ons nie kan lief wees vir die mense in die kerk nie, as ons nie kan lief wees vir ons medegelowiges nie, vir die mede-Christene nie, as ons nie kan lief wees vir hulle nie, of ons hou nie van hulle nie, gaan ons ook nie baie hou van die hemel eendag nie. Want raai wat, die nuus is dat die medegelowiges, die ouens wat saam met jou in die kerk sit, 10-1 gaan hulle in die hemel wees eendag. So jy begin nou, in hierdie oomblik al, begin vandag al, om lief te wees vir almal, vir jou medegelowiges, begin vandag al om liefde te wys vir ander mense, dat jy nie dalk eendag in die hemel skrik as jy hulle raakloop nie, as jy in die mall van die hemel loop met jou trolley en jy sien, hulle kom aan dat jy in Mr. Price ingaan nie, dat as jy in die mall in die hemel loop eendag, dat jy hulle kan groet met vrymoedigheid en sê, op aarde was ek al lief vir jou gewees. Hier hou ek net aan om vir jou lief te wees, en dis die liefde waarmee ons mekaar moet lief hê. So kom ons haal ons maskers af en ons hê mense met opregtheid lief. Johannes 13 vers 34 tot 35 sê, nou sê ek dit vir julle ook, julle moet mekaar lief hê, dit verwag ek van julle. Kyk hoe lief het ek julle. Laat dit vir julle die voorbeeld wees van hoe lief julle mekaar moet hê. Hierdie liefde van julle moet as te ware hard en duidelik praat. Mense moet daarna kyk en sê, kyk net daar is 'n volgeling van Jesus. Kyk hoe lief het ek julle, is Jesus se woorde in hierdie gedeelte. En hoe lief het Jesus ons? Hoe lief het hy ons? Hy het niks teruggehou nie. Dis hoe lief hy is vir ons. Hy het letterlik niks teruggehou nie. Hy het letterlik sy hele lewe kom gee vir ons. Hy het sy alles gegee. Hy het niks teruggehou toe hy af aarde toe kom nie. Hy het nie halfpad gegaan nie, hy het voluit gegaan. En hy het vir ons sy hele lewe kom gee. Hy het vir ons 'n opoffering kom maak aan die kruis. Hy het dood gesterf wat ons veronderstel was om te sterf. En dis die liefde wat Jesus vir ons kom wys het. En hy kom hierso en hy kom sê vir ons het nodig om lief te hê soos wat hy lief het. En dit beteken dat as ek iemand sien huil, dan gaan sit ek by hulle en ek huil saam met hulle. Dit beteken as ek iemand sien swaar kry, dan koop ek die tyd uit om tyd te spandeer saam met daai persoon en te kyk hoe kan ek voldoen aan hulle behoeftes. Dit beteken ek bel iemand op hulle verjaarsdag, ek post dit nie net op my WhatsApp status nie. Ek vat die foon en ek maak die oproep en ek bel hulle ten minste op hulle verjaarsdag. Ek sit dit nie op 'n Facebook status of op 'n WhatsApp status waar die wêreld dit kan sien nie. Ek sê dit vir die persoon, nie vir die wêreld nie. Johannes 15 vers 12 tot 14 sê ek wil hê dat julle mekaar moet lief hê. Jesus kom en keer op keer kom sê vir ons, ek wil hê julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief het. En hierdie liefde is nie iets oppervlakkigs nie. As jy regtig jou liefde wil toets dit hieraan. Liefde beteken om bereid te wees om doodgemaak te word ter wille van jou vriende. Net omdat hulle jou vriende is. Julle is my vriende, julle almal wat leef soos ek van julle verwag. Liefde, sê Jesus hier, beteken om bereid te wees om doodgemaak te word vir ons naaste. Maar partykeer sukkel ons net om tyd uit te koop vir ons naaste. Partykeer is dit vir ons moeilik net om 'n bietjie tyd vir ons naastes te maak. En ek onthou op 'n stadium, ek en Leanne het net begin date en almal was teen ons wat date. Ek het bevestiging by die Here gehad, ek het skrif gehad dat hierdie my vrou is.
Maar die mense was teen dit gewees. Die mense wat veronderstel was om saam met ons te wees, was teen ons in daai tyd gewees. Maar vandag is ek dankbaar want ons het 'n testimony. So ek is nie kwaad nie, ek is dankbaar vir die Here vir die testimony wat hy gegee het. Maar in daai tyd, terwyl almal teen ons was daar 3 mense in ons lewens gewees. Chantal Grip wat 'n pastoor was hier by Oase gemeente daai tyd en ook die beraader, sy en haar man oom Johan Grip. Hulle het daai tyd nie net gesê Colin, Leanay, ons bid saam met julle nie. Hulle het werklik saam met ons gebid. Hulle het tyd uitgekoop vir ons. Hulle het by ons kom stil staan. Hulle het saam met ons gaan eet. Hulle het ons oorgenooi om by hulle te gaan eet en hulle het saam met ons gebid. Hulle het saam met ons gevas. Hulle het saam met ons die pad gestap tot die dag wat ons getrou het en toe het sy ons getrou ook die dag want sy het saam met ons die pad gestap. Krishna was 'n intern hier by die kerk gewees. Sy het keer op keer wat ek wou opgee op Leanay, wat ek nie wou hierdie verhouding aanhou persoon nie, wat ek wou opgee, het sy keer op keer vir my gesê, Colin, onthou die woord wat jy het. Sy het saam met my gebid, sy het my gedra baie keer in daai tyd, sy het baie keer vir my moed ingepraat, maar sy het my bemoedig. Hierdie 3 mense het vir my gewys wat dit beteken om ware liefde vir ander te kan hê. Hierdie 3 mense het my gewys wat dit beteken om 'n fellowship van medegelowiges te hê, wat werklik vir jou lief is, wat nie net sê ons bid saam met jou, wat die masker opsit nie, maar wat werklik saam met ons gebid het in daai tyd. En dis wat ware liefde is. Dis liefde wat die ekstra myl stap. En is daar iemand in jou lewe? Is daar iemand in jou lewe wat oor 5 jaar van nou af gaan getuig hoe jy hulle bygestaan het? Het jy iemand in jou lewe vir wie jy op die stadium so lief is? Vir wie jy so baie van jou tyd gee? Vir wie jy die ekstra myl gaan? Is daar iemand in hierdie stadium in jou lewe vir wie jy daai mentorskap, wil ek sê, voorbeeld is? Saam wie jy bid? Vir wie jy vra, kan ek saam met jou bid vir hierdie, wat jy sien besig is om deur 'n swaar tyd te gaan, en jy gaan staan stil by hulle? Is daar iemand in jou lewe wat oor 5 jaar gaan getuig van die liefde wat jy aan hulle gewys het? En as dit nie vir daai liefde was wat jy aan hulle gewys het nie, sou hulle dalk nie deur iets gekom het nie, sou hulle dalk nie getrou het nie, sou hulle dalk nie by mekaar uitgekom het nie, sou die dalk nie scenario, wat ook al dit gaan wees, is daar iemand wat dit oor 5 jaar van jou gaan sê? Maar kom ons herinner onsself konstant elke dag aan die liefde van Jesus. Want die oomblik as ons onsself herinner aan die liefde van Jesus, die liefde wat Jesus vir ons het, dis dan wanneer dit 'n natuurlike uitvloeisel is en ons begin ander mense lief te hê. Ons begin ons liefde vir ander mense te wys wanneer ons besef die liefde wat Jesus vir ons gewys het. Dis wat die woord vir ons sê. Ons kan nie sê ons is lief vir Jesus. Ons kan nie sê ons is lief vir God as ons nie vir ons medegelowiges lief is nie. Die natuurlike uitvloeisel van Jesus se liefde aan ons, as ons dit reg verstaan, as ons tyd uitkoop en dis nog steeds vir ons 'n wow oomblik dat Jesus vir ons lief is, dan gebeur dit natuurlik en ons het ander mense lief. So ek wil julle challenge gee vir hierdie week. Ek wil julle challenge om elke oggend of elke aand, maar ten minste elke dag vir hierdie week te sal sit en nagmaal te hou. Al is dit by jouself, om te sal sit en nagmaal te hou en jouself te herinner aan dit wat Jesus vir jou gedoen het. Om jouself te herinner aan die liefde wat vir ons moontlik gemaak is aan die kruis. Want die oomblik wat daai liefde vir ons weer 'n realiteit raak, die oomblik wat daai liefde weer vir ons 'n wow oomblik raak, en ons begin weer te besef daai liefde, dan is die natuurlike uitvloeisel, ons sal ander mense lief hê. En dan sal ons ander mense lief hê sonder maskers. Kan ek julle vra om saam met my te sal opstaan? En my gebed is regtig, en in my voorbereiding vir hierdie boodskap ook, het ek so beleef, dat ons baie keer kerk toe kom, en terwyl ons in die kerk is, sit ons en dink aan die persoon langs ons, en wat hulle gedoen het, en ons sit en kyk vir daai persoon, en ons kyk wat het hulle aan, en ons kyk vir daai persoon, wat nou fake is, wanneer hulle hande in die lug opsteek, en ons kyk na mense, ons kyk na ons eie mense, mense wat Jesus dien, ons kyk na hulle, en ons sê ons is lief vir hulle, maar ons wys nie ons is lief vir hulle nie. In ons harte, die woord sê, in ons harte, of met ons monde seën ons baie keer, maar in ons harte vloek ons. En hoeveel keer was jy nie dalk al skuldig daaraan, dat jy met jou mond geseën het, maar in jou hart gevloek het nie?
En ek beleef so die Heilige Gees wil hê, ons moet wegbeweeg van die masker af. Ons moet wegbeweeg van die fake af. En ons moet begin om werklik mekaar lief te hê. Dit moet strek verder as net lippetaal. Dit moet gaan verder as net om dit te sê. Dit moet op 'n plek kom waar ons dit fisies wys ook. Dit moet op 'n plek kom waar die wêreld na ons kyk en die wêreld sien, hierdie liefde wat ons het onder mekaar, is iets wat hulle soek, is iets wat hulle nie ken nie, dis iets wat hulle wil beleef. Ons het nodig om lief te raak vir mekaar. So kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat U ons heel eerste lief gehad het. En dankie dat ons kan reageer op daai liefde deur vir mekaar lief te wees. Here, dankie dat U die perfekte voorbeeld vir ons was, die perfekte voorbeeld vir ons is van liefde. Die perfekte voorbeeld van 'n God wat ons liefhet. 'n God wat sy alles vir ons gegee het. Here, my hartsbegeerte is dat ons gekenmerk sal word as mense wat mekaar liefhet. Here, maar mag ons liefde nie net stop hier binne in hierdie mure nie. Mag ons liefde nie net stop hier waar ons vir mekaar lief is nie. Maar mag ons liefde strek, Here, waar ons vir die wêreld lief is. Waar ons nie kyk na ander terwyl ons worship en dink hulle moet ophou om te worship soos wat hulle worship nie. Here, ek bid dat U ons conviction sal gee, dat U ons sal aanspreek in ons harte, dat U ons sal oortuig in ons harte wanneer ons besig is om liefdeloos op te tree, wanneer ons besig is om ander mense te beoordeel. Here, ek bid dat daar by ons die begeerte sal wees na opregte liefde. Opregte liefde waar ons U ken, waar ons liefhet soos wat U liefhet. Maar Vader, ek bid net dat ons sal ware liefde hê vir mekaar. Dankie dat ons kan vertrou op U vir dit, Here. Ek weet ons kan in ons eie krag dit nie doen nie. Ons het die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees nodig. So Heilige Gees, ek bid en ek vra, Here, dat U ons sal help. Dat U ons sal help om mekaar lief te hê en dat ons mekaar werklik sal lief hê, soos wat U ons lief gehad het. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. So ek het nou gepraat in my boodskap oor haal jou masker af. En ek weet baie keer sit ons maskers op en ons sê ons is lief vir mense, maar ons is nie werklik, ons dade wys nie dat ons lief is vir hulle nie. En ek wil jou vra introspeksie te sal doen deur hierdie week en te kyk of is jou liefde met 'n masker of sonder 'n masker. Die ander vraag wat ek jou wil vra is, gaan daar oor 5 jaar iemand wees wat getuig van jy wat vir hulle ware liefde gewys het, jy wat opreg was in jou optrede en jou liefde vir hulle sigbaar gewys het. Gaan daar iemand wees oor 5 jaar wat so getuig van jou? Ek hoop dat hierdie boodskap in jou hart ingespreek het en dat jy oor dit sal dink deur hierdie week en hê 'n baie geseënde week.